Goeiemôre almal. Welkom vanoggend. O my siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. O my siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. Siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. Goeiemôre en welkom vanoggend by ons Sondagoggend byeenkoms. Loof die naam van die Here. Ek hoop julle almal het lekker geslaap en is reg vir die saamkuier, saamgesels vanoggend hierso op die aanlyn kerk op Facebook. Nou ja, saai lewendig uit. Dis 'n livestream 8uur Sondagoggend Suid-Afrika tyd, soos jy van oorsee is, ons saai hierdie tyd Suid-Afrika uit. En na die tyd deel ons die boodskap op ons YouTube kanaal, Telegram channel, die audio en die video, en dan het ons ook 'n WhatsApp channel. Daar's al ons daaglikse dingetjies wat ons daar deel, en bietjie interessante vragies wat ons vra, en al die skakels ensovoorts wat ons met u wil kommunikeer is daarop. Vir al die deel is van die Bybelskool, asseblief sorg dat jy op die WhatsApp channel behoort, sodat jy kan weet wat ons daar ook met al ons mense deel, met u as broer en suster in die Here, rondom ons Bybelstudie ook. Nou, wat 'n opgewonde liedjie. Ons gaan hom nog so een keer lekker speel, dan sing jy saam daar by die huis, sodat ons net vir almal 'n geleentheid gee om hulle boodskappe te share en dan ook in te skakel. Kom ons sing lekker saam vanoggend. O my siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. O my siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. My siel, wees bly, jou verlossing is naby, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en waak, hou jou klere rein, want die koms van die Here is naby. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, in die heerlike lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja.
Prys die naam van die Here toe ek die boodskap so voorbereid vir vanoggend. En ek dink nou net die liedjie en alles wat hier gesing word. Dink ek, Here, dit staan in die Bybel. Dit is net so 'n lekker kort weergawe deurgegee dat as ons die koms van die Here Jesus verwag, moet ons geestelike kleed rein hou. So ons gaan vanoggend praat oor die wederkoms. Ons wederkoms verwagting. So dit is ons tema vanoggend. Nou voordat ons daarby gaan uitkom, gaan ons eers net lekker saam by die naam van die Here aanroep en vir almal bid wat siek en oulik is ensovoorts van Charmaine daar so in Loetswil, vir Kitty daar so in Stoffberg, en vir almal, my swaar daar so in Pretoria en almal wat ons ken, gaan ons net lekker saam bid. En as ek nie jou naam noem nie, asseblief terwyl ons bid, bring jou saak voor die Here, sê Here, hier is my saak ook. Het raak vir my bietjie ondraaglik, hierdie siekte, hierdie probleem in my liggaam. Ons dink aan Marlies ook hier so in Hopefield, so ek en my, sê weer? Mary, ons dink aan Mary ook, ek en die Here net loof en prys vir Mary se saak. Die Here gaan vir groot wonderwerk vir haar doen. Prys die naam van die Here. Ek weet die nuwe jaar het ek dit so in my hart gekry, so ons bid daarvoor dat die Here ook vir haar 'n kragtige wonderwerk in haar liggaam ook sal doen. En ook vir die res, dat hulle almal sal herstel. Marlies met haar operasie wat sy gehad het, ek en my vrou was die week het ons bietjie daar by Hopefield gaan oorslaap, gaan kuier daar by die Ludwig's. Dit was net een lekkerte en heerlikheid gewees. Daar so verskriklik warm gekry. Julle dink julle kry warm by Pretoria, trek Hopefield toe. Dit is warm. So maar nietemin, ons gaan vanoggend net lekker oor die dinge van die Here praat, ons ewige verwagting, ons toekomsverwagting. Mense praat altyd van 'n korttermynbeplanning en 'n langtermynbeplanning. Daar's 'n ewigheidsbeplanning wat ons moet hê. En dis werklik, dit sluit 'n korttermynbeplanning in, eintlik 'n dagbeplanning, 'n korttermynbeplanning en 'n ewige langtermynbeplanning. So jou ewigheidswaarde, jou ewige beplanning begin by 'n korttermynbeplanning, 'n daaglikse beplanning, 'n minuutbeplanning, 'n sekondbeplanning. Is dit nie amazing nie? Prys die Here. Kom ons bid lekker saam en so gaan ons die naam van die Here groot maak vanoggend. Vader, ons wil U net prys en loof en eer en verheerlik. Vader, van gister af het ek dit so in my hart en ek het probeer ander boodskappe in my gemoed deurkry. U weet daarvan, ek met U gesels en gepraat daaroor, Vader. In my gemoed het dit so gemaal, maar die wederkoms bly, die verwagting. Dink ek, Here, wat kan ek daaroor sê? Wat kan ek daaroor praat, Vader? Wat ons opgewonde kan maak, wat ons hierdie verwagting in ons kan wakker maak oor die wederkoms. Vader, ek wil vra dat U my vanoggend ook sal help, dat ek die boodskap in waarheid en reinheid en in heerlikheid van U Gees sal kan oordra, asof U met ons wel sal spreek, die waarheid in gees en in waarheid. Ons prys en ons loof U. Here Jesus het gesê, U woorde is lewe. En wanneer ons die woord van waarheid verkondig, spreek ons lewe en ons sal die vrug daarvan eet. Enigiets buite dit is die dood. Dis woorde van die dood. Vader, hierdie wêreldse gesprekke is dood. Dis woorde van dood en ons eet daai vrug. Ons eet die swaarmoedigheid, ons eet die worries, ons eet die bekommernisse wanneer ons so top en praat en maal en gesels oor hierdie wêreld. Want praat ons die dood, selfs as U kinders, kan ons elke dag die dood praat, Vader. Dan dink ons nie, ons moet mekaar paai en net mooi en pragtige woorde sê en al hierdie mooi dinge en heuning om die mond smeer, dis nou die mooi woorde. Nee, Vader, die waarheid van die woord is lewe en die vrug daarvan sal ons eet, Vader. Halleluja, U stem nie saam met dinge as ons dinge doen net vir uiterlike vertoning, skynheiligheid en al hierdie dinge nie. Nee, Vader, as ons nie die waarheid spreek, spreek ons nie lewe nie. En ek wil vir U dankie sê dat U is weer eens daaraan herinner. Soms so in die gebed, terwyl ons met U praat, dan praat U met ons in ons harte en dan kan ons dit ook mekaar so deel in gebed voor die aangesig van U, want ons almal is in hemelse plekke. Waar dit presies is, Vader, weet ons nie. Hoe dit lyk, weet ons nie. Ons weet net ons siel is in hemelse plekke. Dis ons daar by die vergadering van 10.000 van engele. Vader, by hulle wat al reeds in die hemel is. Waar dit is, weet ons eers nie idee nie. Here, U koninkryk is so groot en magtig en majestueus, ons kan dit nie bepaal
ons kan dit nie, Vader, pyl nie, want Here, ons probeer u hemele uitwerk volgens ons ou beperkte aardekie. Hier is 'n grenslyn en daar's 'n begin en daar's 'n einde. By u is daar nie begin en einde nie. By u is daar nie grense nie. U is almagtig. U kan bly skep en skep en skep en skep en vergroot en vermeerder, net soos u wil. Wie gaan nie keer? Ek gaan nie keer nie, Vader, want u is die God van hemel en aarde. Dit wat ons in die Bybel lees, het betrekking op ons terwyl ons op aarde is, Vader. En wanneer ons die ewigheid ingaan, dan is dit klaar. Die woord sê profeseë gaan ophou, tale gaan ophou, wonderwerke gaan ophou, gesigte gaan ophou. Hoekom gaan dit ophou? Want dan is ons daar waar ons moet wees, dat ons die gesigte en drome en die dinge nodig, dat u met ons praat nie, Vader. Ek dank u vir die heerlikheid van die woord. Ons besef weer eens, Vader, hierdie week wat verby is, hoe dien ons u, Here? Is ons swaarmoedig? Is ons depressief? Is ons neerslagtig? Is u evangelie vir ons 'n las, of is ons net opgeruimd en opgewonde om u te dien, Vader? Ons wil ook volgende bid vir ons susters, Here, en meesters, maar susters en my swaar ook daar in die hospitaal in Pretoria, Vader. Wil ons vra dat u genesende krag aan hulle gaan openbaar maak, in hulle liggame van Shamaine hierso in Lutville, Vader, Mary, wat ook daar so is, Vader, Marlies hierso in Hopefield, en Kitty daar in Stoffberg, ons dink aan Ria, en ag, almal, Vader, wat kronies is, sê weer? Martie, ons dink aan Martie, Vader. Here my God, daar is soveel wat soveel uitdagings in hulle liggame het, hulle is nie meer jonk nie, Vader, en ons wil vra dat u hulle sal help, en sal oplig, en sal genees, en sal deurdra. Daar is Dani ook, Vader, die liggaam van hom, hy wil ook net nou nie meer volgens die dinge van hierdie reël van die natuur gaan nie, as ek het so kan stel, en daarom bid ons u, Vader, dat u hom ook sal genees en sal help, en ook sal ondersteun, Vader. Ons dank u voor in Jesus naam. Daar's ander wat sy naam ek nie genoem het nie, wat dalk al oulik is, en Vader, wat ook behoefte het, finansiëel, tydelik, materiële sake. Ons wil vra dat u hulle ook sal ontmoet en vir hulle sal voorsien. Ons dink aan ons broers en susters wat 'n stryd het om in sekere areas van hulle lewe verlossing te kry. Ons vra dat u ook asseblief hulle sal help. Here, ek weet nie hoekom nie, ek dink volgens spesiaal in Tanya daar in Pretoria, Vader. Here, as ek aan haar dink, wil ek sommer volgend huil. Ek weet nie hoekom nie, ek wil net bid, Vader, dat u haar sal oplig en sal versterk. Here, daar is so uitroepe en haar stilligheid in haar binneste, Vader. En die las druk swaar op haar geestelik innerlik, Vader. En ons wil vra dat u haar sal versterk en net sal oplig, en dat sy vandag sal hoop en bemoediging kry, Vader. Ook deur hierdie boodskap, en dat u Gees met haar sal praat en met haar sal werk in haar binnekamer, Vader. Dat sy nie sal moedeloos raak nie, maar sal vasstaan en sal opstaan en sal staan vir die naam en die saak van u. Here, ons dink ook aan Sandra in haar omstandighede. Vader, is 'n geweldige tyd wat sy deurgaan, al vir 'n jaar wat sy in hierdie geweldige drukking is. En dit raak nie beter nie. Ons wil vra, Vader, in die vlees lyk dit of dit niks beter raak nie. Maar Vader, ons wil vra dat terwyl sy deur hierdie drukking gaan, dat u krag en die heerlikheid en die verlossing aan haar geopenbaar kan word. Terwyl u vir haar roeping het, Here, het dit klaar vir haar gewys, klaar vir haar geopenbaar, Vader, en daai roeping moet deurbreek in haar hart, Here. Daai sagtheid en daai liefde en daai omgee wat reeds in haar is, Here. Dit was nog al die jare daar, Here, omstandighede en dinge het dit toegedruk. Vader, en u weet om wat te lei, u weet om wat te verander, u weet om dinge aan haar te openbaar, sodat sy net nog meer en meer, Vader, van u kan weet en kan beleef. Ons dank u dat u woord ook aan haar openbaar maak. Ons prys u voor vir ons broers en susters, ons dink aan die Pieters woning. Hulle het ook hulp nodig van u af, hulle het ook versterking nodig, hulle het ook u genade nodig vandag, Vader. Ons kan net vir hulle bid. U is die God wat weet. U ken die hart van die mens. U ken sy binneste wese. Ons kyk na die uiterlike, en dis wat die woord sê, as ons na die uiterlike kyk, gaan ons oordeel onregverdig wees. Maar u ken die hart, en ons wil regverdiglik ook bid vir hulle, Vader. Terwyl u hulle hart ken, hulle moedeloosheid party daar, hulle magteloosheid, Vader.
wil U ook in hulle lewe Uself openbaar maak. Want U is die God van liefde wat vreugde kan verskaf in die tyd van trane, benoudheid en moedeloosheid. En so vir almal, ons dink in die Delport daar so in Mosselbaai, Vader, Here my God vir Peer en Riet en hulle kinders, hulle het 'n geweldige taak op hulle skouers as ouers. Vader, hulle het so U wysheid nodig. Meer as ooit van tevore. En ons wil vra dat hierdie druk wat hulle ook deurmaak, dat die wysheid van U ook in hulle harte geopenbaar sal word om al hulle omstandighede te kan hanteer, soos wat hulle dit moet hanteer volgens die wil en die raad van U. Ons dank U vir Vader. Ons prys in Jesus naam, dat U siele red, dat U verlos, dat U vry maak, dat U oorwinning gee, Vader, dat die krag van U geopenbaar kan word. Ons dink ook in die Ludik gesin, Vader, hulle het besluite, hulle ding om te doen, en hulle gaan, Vader, volgens dit wat hulle weet, en dit wat hulle in hulle harte beleef. Ons wil vra dat U self nog verder, en hulle sal openbaar, of hulle leiding sal gee, terwyl hulle begeerig is, om U net altyd te behaag, en U gehoorsaam te wees, dat het ook vir hulle sal geluk, Vader. Ons loof en ons prys en ons dankie. In Jesus naam, ek wil bid vir my vrou ook volgend, Vader. Here, is hy so opgewonde oor die werk van U, en toe ons Vrydag weer so gesiggie gedoen het, en gister, Here, met die liedjie en al die dinge, daar so opgewondenheid in haar hart, om my kindertjies te kan bereik, Here. En ook oor die werk van U, die Bybelstudie, dit wat sy aanbied. Sy voel partykeer so gefrustreerd, voel sy, kan ek nie meer, kan ek nie beter nie. Nee, Here, sy verstaan genoeg, ek hoor wat die mense sê, toe ons by Marlesie ook was, en ons praat so met haar, en hoe sy dinge verstaan, wanneer Karen het verduidelik, en die ander vrouens ook, ek hoor hulle is so opgewonde, sy wil meer hê, maar die mense is klaar opgewonde, want sy bedien en Vader, leef haar leefheid, want het is haar hart, ek dink almal sien haar hart, en daarom bid ek die Vader, dat hy as sal versterk, en die ouma en die ma wat sy is, Here, dat sy loop, maar ek weet, sy dra baie laste na binneste, soos wat ma's doen, soos wat ouma's doen, wil ek ook vir haar bid, sy die bediening, sy is fisiese ma, fisiese ouma, en ek wil bid, Vader, dat U ook, Here, haar blydskap volkome sal maak, Here, deur siele te red, siele waarvoor sy huil in haar binneste, wat sy uitroep voor, Vader. Ons roep U aan, en so ook verander in ons gemeente, daar is soveel wat voor U aangesig huil, en ween en uitroep, en baie daar so moedeloos en magteloos is, Vader. Ons wil vra dat U sal red, bekendes, onbekendes, families, gesinne, dat U sal werk, dat U die aanhou, die Vader volharding van die kinders sal raak sien, al is dit baie keer in so min krag, Vader, wil ek vra dat U asseblief sal help, dat ons nie moedeloos sal raak nie, maar end uit die pad sal stap. Ons dank U voor in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here, prys die naam van die Here. Een ding vandag weet, as jy kind van die Here is, God is lief vir jou, God is lief vir die wêreld. Dis nie die groot probleem is, nie almal neem die Vader se liefde aan nie. Dit is maar die enigste probleem. As jy die Vader se liefde aanneem, dan verstaan jy die regverdigheid van die Vader se liefde. Dit is God die Vader in Jesus se naam. Halleluja. Nou ek gaan vanoggend praat oor die wederkoms. Nou ja, wat my laat dink het aan die wederkoms, is so cool. Ons het 'n gesiggie gedoen, ons het donderdag aan die inligting deur gekry, toe weet ek, my vrou gaan nie slaap nie voor gesiggie getune is nie, dit het ek geweet, en die volgende oggend, ek sit nog daar so goed uit te figure, en daai, het sy 'n gesiggie geskryf, en 'n liedjie, so die liedjie wat julle gaan hoor, het sy geskryf, so prys die Here, en ons het vir hom lekker musiek bygesit, 'n opgewonde liedjie, en dit gaan alles oor die
wederkoms van ons Here Jesus. Maar ongelukkig mag ons nie die aap uit die mou uit laat voor donderdag nie, want die kindertjies moet dit sien, en dan kan ons dit graag met julle deel, die gesiggie wat ons wel opgeneem het, so ons ek gister klaar geëdit en so aan, so jammer dat ek nou so 'n bietjie stil was, maar as ons daar deur is, dan prys die Here. As jy net kan beleef, en Zannie gee vir ons so mooi terug vir hoe die kinders het beleef en indrink en opgewonde is. Die sê, want alles is mos deesdae AI, en die eerste dag toe sê die een seentjie, is 'n AI poppie, en hier's weer die AI poppie, ja, so vir hom is dit AI poppie, vir ons is dit gesiggie. Maar never mind, prys die Here, ons kry nie ons stories en ons goeders op AI nie, ons kry dit by die Here, want AI kan nie gee dit wat die Here gee, ons kan ons slegs ons openbaring by die Vader kry. Nou ek gaan vanoggend die kinderliedjie vir julle speel, so dis daarom so 'n bietjie 'n voorskou, maar die volle verhaal en die volle storie mag julle eers donderdag sien. So prys die Here, kom ons sing hierdie liedjie lekker saam. Hy vra, het jy die woorde daar of nie? Ok, sy gaan die woorde hier op die comment sit, en dan gaan ek die liedjies speel, lekker opgewonde, opgeruimde liedjie, oor die koms van die Here. Kom ons sing hom lekker saam vanoggend. Het jy al gewag, dag na dag, was die Jesus om vir ons te kom sterf. Hy gaan terugkom en ons voor dag vir dag. Ons moet allemaal wag, totdat die wonderlijke dag. Ons moet allemaal wag, totdat die wonderlijke dag. Het jy al gewag, het jy al gewag, dag na dag, dag na dag. Hy gaan terugkom en ons voor dag vir dag. Ons moet allemaal wag, totdat die wonderlijke dag. Ons moet allemaal wag, totdat die wonderlijke dag. Dag vir dag, totdat die wonderlijke dag. Prys die Here, as julle sommer opgewonde by julle huis is. Ek sê hierdie lovies sien, vir die wat jy weet, jy die lovies wat jy daar so druk, nou as jy sien, nou kom soke baie hartjies en goeders op. Jy kan hom druk, dan kom as ek 'n miljoene hartjies op. As jy sukkel om likes en goeders en comments op te sit, druk net daai hartjie, en wat ook jy daar wil druk op die shop, net nie die angry face doen nie, hoor. Dis hoe dit gebeur. En ook wat amazing is, as 'n mens so baie reageer ook daarop, en dan boost Facebook dat jou post by die video by meer mense uitkom, en jy sien, wow, hier is 'n aktiewe ding, die mense reageer hierso, hierdie moet iets interessant wees, en dan forceer hy dit deur na ander pages te ook en mense te. Wow, het jy 'n liedjie geniet? Dis is crazy, ons gaan hom weer speel, nie nou nie, eers bietjie later. Ons nou eers die woord van die Here luister, en ek gaan hoofsaaklik vandag lees uit 2 Petrus 3. 2 Petrus 3, as jy 'n Bybel het, maak hom nou oop. Ek gaan so min of meer die hele hoofstuk lees, maar nie alles nie, maar so hier en daar. So ek gaan nou nie verse vooraf uitsonder nie, maar 2 Petrus 3, dit uiteindelik 18 verse 1 tot 18. So ek gaan net so lekker deurlees en dit so saam met u deurgesels, want daar is soveel mooi en ryk dinge rondom die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wat ons opgewonde kan maak. Daar sê, kom ons lees, sommer van vers 1 af, laat ons lekker deurgaan. Het jy al ooit daaraan gedink, nou hierdie briewe wat Petrus nou geskryf het, of Paulus, of wie ook al, hy het die brief geskryf aan 'n gemeente, omdat dit was altyd geskryf aan Christelike gemeente, nie in die wêreld nie by nie. Wow, Terry en Mia het dit nou baie geniet. Jo, Baba het ook nou gesê, hulle het gister so 'n bietjie hier gekuier, en toe speel Karen ook die liedjie vir Baba. Ja, maar sy het dit ook net so lekker geniet. Dit lyk my, dis 'n lekker kinderliedjie. Sy maak sommer so 'n dans, sy gaan te keer. Hulle geniet dit vreeslik waar, die kindertjies. Maar nietemin, ek wil nie daarop aangaan nie, partykeer voel dit net, jy wil ook maar net soos 'n kind wees, maar ons moet net nie kinderagtig wees, ons moet die woord van God aanvaar soos 'n kind. En as jy daai kindskap in jou hart kan ervaar, daai afhanklikheid, daai nederigheid, noem man, 'n kind is ook maar net partykeer volgens die mens dom. 'n Kind doen net wat 'n kind doen. En partykeer moet ons ook maar net doen. Ons het hierdie opgesmikte fasaad wat ons ophou, en hierdie professionele volwassenheid wat partykeer nigter alleen weet waar kom dit vandaan. Ons moet net dom en dwaas wees in hierdie wêreld vir die evangelie.
Zaki praat Engels, maar hy verkyk hom aan gesiggies Afrikaans. Dis so jammer, maar ek dink hy verstaan, word genoeg in die huis Afrikaans gepraat, ek dink hy verstaan daarom ten minste. Daar is hy klein Zaki, hulle is so pragtig, die kindertjies. Maar nietemin, kom ons gaan voort. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe, en albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here ontvang het. En dit was vir my weer so mooi gewees. Ons moet, hy verstaan goed, as hy cool. Deur ons te herinner aan wat in die woord van die Here staan, kan ons dinge onthou, en het wek ons suiwere gesindheid op, want ons het al gelees in 2 Korintiërs 11 vers 3, dis die doel van Satan, is om hierdie opregtheid, hierdie suiwere gesindheid van ons te steel, deur allerhande snaakse dinge wat in hierdie wêreld is. En as jy kyk hoe mooi in die wêreld, hoekom bly ons nog die sonde doen? Omdat ons het geoefen het. Ons het geoefen in die sonde. Nou kom jy tot bekering, kom as jy tot 30-jarige ouderdom tot bekering gekom, 50 jaar, en dan het jy ouer jy is, hoe meer het jy gewoontes gekweek, né? En so ouer jy is, en jy met die Here aanneem, is daar soveel meer dinge wat jy moet aflê en afleer, spraak, gewoontes, optredes, maniere, hoe jy gedink het, hoe jy redeneer, dis al hierdie dinge wat moet verander. Nou in die Here, as ons gereeld aan dinge herinner word, dan kan ons begin verstaan, okay, hierdie is die nuwe lewe, ek moet hierdie ou lewe, die ou denke vir my agtersit, ek moet nou in hierdie gewoonte begin kom, waar jy altyd byvoorbeeld om Vrydag lekker, kom ons sê movie night, popcorn, chocolates en chips en al hierdie lekker dinge, en nou moet jy begin agterkom, weet jy wat, daai is bevrediging van die vlees, en ek bevoed nog die vlees byvoorbeeld, so nou moet ek eerder die innerlike begin voed. So kom jy uiteindelik by 'n nuwe gewoonte, en in alle fasette van jou lewe, die een persoon het die krisis, die ander het daai krisis, en daarom word daar soveel dinge verduidelik, want nie almal sit altyd met dieselfde saak nie. Dan klink dit, wanneer 'n mens byvoorbeeld praat oor iets wat relevant is in jou lewe, klink dit baie keer, 'n mens hamer daarop. Dit gaan nie oor 'n hamering nie, dit gaan nou oor 'n herinnering. Hoorie, so jy kan nie hier so slek nie, en ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor die saak. Wanneer ons praat oor die wederkoms die evangelie, kan ons dit ook nie ligtelik opneem nie, ons moet dit ook aan hy erns kan oordra. Goed, nou kom ons lees aan. En hy was my so mooi wat hy gesê, ook die gebod van ons apostels, die gebod van die Nuwe Testament, die gebod van Jesus Christus, die opstanding, die hoop, die saligheid, die genade, die evangelie wat ons ken. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel. Nou ja, spotters, mense wat spot met die evangelie oor die algemeen, wandel in hulle eie begeerlikhede. Mense wat spot met die waarheid, wandel in sy eie begeerlikheid. Goed, en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin af. Nou ja, ons is bykans, ons is nou so 'n bietjie oor die volgens die kalender geskiedenis, so net so oor die 2000 jaar nadat Jesus gekruisig is en opgestaan het uit die dode. So ons is al bykans 2000 jaar, die wêreld 2000 jaar nader aan die wederkoms van die Here Jesus Christus, as die dag toe Jesus gesterf en opgestaan het uit die dode. So ja, nou moet jy weet wat trek ons al. Ons praat van einde, ons is daar, dit is nie nog, en tog as ons kyk na baie geskrifte in die woord in konteks, het die einde al reeds aangebreek, die oomblik toe Jesus opgestaan het uit die dode en die Heilige Gees is uitgestort, toe die einde van daal klaar begin. Goed, so ons is al 2000 jaar aan die einde van die einde. Nou die einde kom nou al hoe nader. Goed, daar sê, so hy sê die spotters, waar is die belofte van die wederkoms? En op baie maniere, ek dink jy het dit al ooit, jy het dit al beleef, dalk in die familie, vriende, dalk op post wat jy al gesien het in die koerante, waarever, jy het dit al gesien het, ek dink oor die jare, mense spot op verskillende maniere. Daar sal 'n dag wees, dit het my baie getref, 'n dag, dit is presies so. En mense spot op verskillende maniere, en bevraagteken ons evangelie rondom die wederkoms. En dit is so, daar sal 'n dag gewees, die klem is op die dag, en die woord van die Here praat baie van die dag, nie altyd net van die wederkoms, as hy praat van die dag, in die konteks van die einde, is dit die dag
van die wederkoms. Kom ons gaan aan, vers 5. Want moedswillig, dit is my altyd so treffend. Selfs op ander plekke sê die woord, hulle verstaan dit goed om die gebod op sy te sit, om hulle eie oorlewering te doen. Hulle is geoefen in hepsig. So dit is, baie keer kyk ons aan mense, dink ons, ag, shame, hulle is so onkundig. Mense is nie so onkundig en onskuldig as wat dit voorkom nie. En dit is baie keer daai regverdigheid van God wat ons nie verstaan nie. Want dan lyk dit baie keer of dinge net gebeur. Goedsmoeds, en hoe kon God dit toegelaat het, en hoe kon God hierdie geliefde geneem het, en daai, en baie kere praat ons oor baie dinge, en rondom ons redeneer soos die wêreld baie keer, want ons kom uit die wêreldse denke uit, so daai denke in ons moet nog verander. Maar mense weet baie meer as wat hulle besef. Ek het nie eens die Bybel geken nie, maar tog het ek in my hart geweet, daar is 'n wederkoms. Ek het geweet, daar is 'n Jesus. Ek het geweet, hy is die seun van God. Ek het geweet, ek moet my bekeer. En niemand het dit vir my gesê nie. Niemand het my gesê, Stanley, jy met jou hart vir die Here gee, weergebore word om hemel toe te gaan. Dit was as jy in die kerk gedoop was, is jy outomaties op pad hemel toe, want dit is nou sommer alles. Maar jy het anyway nie verstaan wat hulle vir jou traai verduidelik het nie, want die persoon wat vir jou verduidelik, die leraar, die dominee, want hy net so by the way, dominee beteken meester, en die Here Jesus sê, jy mag niemand op aarde jou meester noem nie. So elke keer as jy vir 'n dominee sê, dominee, dan sê jy vir hom meester, so jy ag hom op dieselfde vlak as Jesus, indien nie groter nie. Want Jesus is ons meester. Ons is broeders van mekaar. Daarom wil ek nie op 'n titel genoem word nie, want 'n titel kan jou verhoog. En mense verhoog hulle self deur titels, apostels, profete, ek is 'n diaken, ek is 'n ouderling, ek is dit, en dit is hierdie groot titel, wat aangeskryf word, aan jou godsdienstige werk, en dit is eintlik al wat dit is. Dit is 'n godsdienstige werk vir 'n kerkinstansie. Maar as jy verstaan, dit gaan oor broederskap, dan begin jy nigter te raak en besef, Here, maar ons moet respek hê vir geestelike leiders, ons moet respek hê vir mekaar. Dis wat die woord sê, eer mekaar. Die een met die ander hoor ag as homself. En dis wat Paulus sê, het ek julle vyand geword, omdat ek myself kon verneder het onder julle. Want die Here Jesus het ons geleer om te verneder. Al heers die ander, jy moet bly verneder. Al voel jy aanhou, hy is nou die baas, omdat jy jouself verneder, let it be. Die Here Jesus het gesê, moet dit nie teestaan nie. Jy moet bly verneder, jy moet bly onderwerp, jy moet bly aangaan. Al voel jy aanhou, het nie, soos hulle in Engels sê, die upper hand. So be it, jy dien die Here, jy gaan hemel toe, dit is jou saak wat jy aan het. Jy het geen ander saak, jy het nie 'n saak met 'n mens aan nie. Jy het nie 'n saak om in hierdie wêreld te probeer oorheers en te domineer nie. En die Here Jesus sê, hierdie heersers van hierdie wêreld heers met gesag, maar broeders, so moet dit nie onder julle wees nie. Selfs die manier hoe jy besigheid doen, hoe jy invloed het in hierdie wêreld, moet nie wees soos die wêreld nie, want hoe ons invloed moet hê is deur vernedering, deur nederigheid, deur onderworpenheid aan God die Vader, deur sy seun Jesus Christus. En dan is die gesag van God se gees in jou, nie dat jy oor daai mens in die vlees gaan heers nie, maar dat jy geestelik standvastig kan wees, dat die bose nie die oorhand oor jou kan kry, en jy kan moedeloos raak ter wille van iemand wat in die vlees meer belangrik en kragtiger is as jy nie. En dit moet ons verstaan. Die woord sê, ons is nie die invloedrykes in hierdie wêreld nie. Ons is nie die magtiges nie. Hy het die dwaase uitverkies om die wyse te beskaam. Ons gaan vandag weer eens deur die skrifte lees. Hy het juist die eenvoudige uitgekies om die evangelie te verkondig, van die eenvoudige as afhanklik van God en nie van wêreldse wysheid nie. En as jy afhanklik is van God, dan kan jy die woorde van God spreek, asof God, al klink dit dwaas in jou ore of in die ander persoon se ore. As jy vir iemand sê, hy moet hom bekeer, om hemel toe te gaan, het jy geweldige wysheid gepreek. Want dis die wysheid, omdat net Satan kan nie voor vergifnis staan nie. Daarom haat hy die evangelie van werklike hartsbekering, nie die transformasie ding wat deesdae in die Christelike kerk aangaan nie. Dis maar net 'n transformasie, 'n verligting.
besluit jy gaan 'n nuwe wending, jy gaan 'n nuwe, hulle praat mos nou van kopskuif. Daar is nie van kopskuif in die evangelie. Jou hart moet verander, en as jou hart verander, dis wat die Here Jesus gesê het. As jou hart verander, dan sal alles verander. Sodat met 'n hartsverandering kan wees, sodat jy anders kan dink, anders kan redeneer, anders te kan praat. En soos dat jou hart verander, gaan jy begin anders te praat, dink en redeneer. Wat al hoe meer vir die wêreld soos dwaasheid gaan klink. Maar tog, as jy in die wysheid van God praat, dan maak dit baie keer monde doodstil. En al wat hulle vir jou kan sê, jy's 'n sekte. En moenie met die Bybel onder die arm loop nie, en moet my nie oordeel nie. Dis al wat hulle kan sê op die einde van die dag. Maar die waarheid wat in jou is, kan hulle nie verwyder nie. Want Jesus Christus kan nooit verwyder word nie. Amen. Kom ons lees aan, want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met die water oorstroom is en vergaan het. Weereens, die Here, God die Vader het deur Jesus die hemel en die aarde baie mooi, goed, perfek geskape. Toe kom daar sonde in, en dis wat hy sê, daai toenmalige wêreld, daai eerste wêreld, het vergaan deur die water, en toe daar eintlik 'n hele nuwe skepping plaasgevind. Want die woord sê, dan na die skep, en dan na die vloed, het daar eers seisoene begin. Toe was daar skrik tussen die mens en die dier. Dit is baie interessant hierdie dinge. Dit is crazy. As jy Genesis verstaan, volgens die waarheid van die woord, is dit so ryk. Prys die naam van die Here, as net om 'n verhaal te lees van die skepping en van Noag en die ark ensovoorts. Is dit nie amazing nie? Voor dit, almal sê nou, hoe het Noag die leeu's en almal, en hoe die leeu's nie die bokkies geëet in die ark en so nie. Maklik, daar was nie 'n skrik vir mekaar nie. Die woord, die Here het in die begin alles geskape, goed en perfek. Die son het ingekom, maar daar was nog nie 'n skrik van die mens teenoor die dier teenoor die mens en die diere teenoor mekaar nie. Die leeu's en die wilde diere en die karnivore, wat ons nou vandag ken as karnivore, almal het gras geëet en plante gevreet, hulle het nie mekaar geëet nie. Die mens kon al diere geslag en geëet het, maar dit was nie 'n amptelike opdrag van God nie. So hulle almal kon in harmonie in die ark gebly het. Gaan lees Genesis 6. Doen jouself 'n guns, gaan lees Genesis 6. Daarna het daar eers die skrik gekom. Daarna het die leeu's die bokkies begin eet. Daarna het al hierdie dinge begin. Dit is amazing. Lekker om die koortjies te luister. Gaan asseblief, volg die channel. Daar sê, dankie Terrence vir die links wat jy vir ons opsit. Ja, die koortjies is amazing. Dit is op ons Telegram channel. Klik daarop en dan gaan luister jy die audio. Prys die naam van die Here. Jy kan sien, jy het al gesien, van tyd tot tyd like op Facebook op, en ons het ons playlist op YouTube, maar die audio op Telegram vat maar min data en so, en jy kan dit aflaai op jou foon sonder om data te gebruik. So ja, so jy kan daar gaan behoort, gaan follow altans. Maar die teenswoordige hemel en aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Hoor mooi wat hy sê. Hierdie aarde, en ek meen, daar's 'n koninkryksbediening, en die koninkryksbediening is legio. Daai gesegde hoor ek baie. Moenie met die Bybel in die arm loop nie. Ek het gesê ek loop nie met die Bybel onder my arm nie, ek loop met die Bybel in my hart. Prys die Here, Lisery, Lisel, is presies net so. Dis presies net so. Ek het ook al aangedink, nee man, loop nie onder jou arm nie. Hy moet in jou hart wees. As jy onder jou arm is, sit jy nog met 'n probleem. Maar as jy in jou hart is, prys die naam van die Here. Hoor ook baie mense sê, moenie my oordeel nie. Ja, dis die groot ding, Cynthia, en sodra jy die woord verkondig, en omdui net, ek het al vir mense gesê, moenie my oordeel. Sê ek, wag, stop net gou hierso. Maar jy oordeel my mos nou. Nee, sê hulle, nee, ek sê, jy oordeel my, want jy sê vir my, ek moet nie jou oordeel nie. In ander woorde, ek is verkeerd. So jy oordeel my ook, dat my oordeel verkeerd is. So wanneer jy vir my sê, ek oordeel jy my ook. So dan weet jy wat my sê nie, dan is dit maar net hoe dit is. Ons moet net volgens die woord dinge beoordeel, verkondig en uitleef. Want ons oordeel moet regverdig wees. En dit kan slegs regverdig wees volgens die woord en wanneer die Gees in ons hart is. As die Gees van die Here in jou hart is, jy nie bekeerd is nie, dan gaan jy ook die Bybel lees, maar jy gaan hom ook verkeerd verstaan, verkeerd interpreteer, en so is jou oordeel dan ook verkeerd, als haal jy skrifte uit die woord uit aan. Is dit nie amazing nie? Gees gee lewe. Maar hy sê, hierdie teenswoordige hemel en aarde, soos wat hy in die begin met die vloed was, gaan vernietig word.
Nou sê die mense nee, die Here Jesus gaan hierso terugkom op hierdie aarde en dit gaan herskep word. En dis eintlik die koninkryksbediening. Dit was op 'n stadium 'n geslote Christelike groep gewees. Maar die hele Christelike wêreld het al hierin ingekoop. Ek onthou as 'n klein kind, as jy gesê het, die Here Jesus gaan hier op hierdie aarde bly en blaai, het maar na die tyd en hoor jy het sulke gesprekke gehoor. Dan het almal net vir gesê, van hy sal wegbly. Want dit was gewoonlik die Jehova getuies en die 7-dagse adventiste wat hierdie ding verkondig het. Hoofsaaklik, daar was ander splintergroepies ook, maar hulle was nou maar die hoofgroepe gewees. Nou het al almal in hulle leerstelling ingekoop wat vroeër jare vals was. Vroeër jare het die Christelike wêreld sulke Christelike denominasies as vals uitgekry. Want daar was skriftuurlike riglyne wat hulle kon neergelê het. Nou is al die skrifte verdraai. So basies jou hele Christelike wêreld het al ingekoop in 'n koninkryksbediening in die sin van ons moet hierdie wêreld verander, dat God na hierdie wêreld toe kan kom, ag die Here Jesus dat ons hier kan regeer. Jesus sê vir dit gaan vernietig, dit gaan verwoes word. Dit gaan nie herskep word soos met die vloed nie. Hy stel dit duidelik, daarom begin hy met die vloed. Hy sê daar was eintlik 'n herskepping gewees. Daar was 'n totale verandering as gevolg van die sonde, maar hierdie keer gaan dit verbrand word. Dit gaan vernietig word. Goed? Maar laat hierdie een ding by julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. En ons moet net hierdie skrif verstaan, want die oorspronklike skrif is in Psalms. Dit gaan net oor ons kan nie God meet aan ons tyd nie. Dit gaan nie oor ons kan nou begin uitwerk 1000 jaar een dag en al hierdie maal en plus en minus somme uitwerk om die koms van die Here te bepaal nie, wat mense wel doen. Goed, so dit gaan maar net, ons kan nie God se tyd bepaal nie. Dis al wat hierdie skrif ons sê, niks meer en niks minder is dit nie. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering gekom. Wow, is dit nie 'n liefdevolle saak nie? Dis God se wil. As ons praat van God, wat is God se wil vir my lewe? Dat jy tot bekering moet kom as jy nog nie tot bekering gekom het nie. En as jy die Here dien, is bekering ook 'n daaglikse pad en proses. So, bekering laat die duiwel vlug. Satan kan nie voor vergifnis staan. As jy vergifnis ontvang, moet hy van jou wegvlug. Nou, daar's 'n populêre ding in die Christelike kerk om uit almal duiwels uit te dryf en vloeke te verbreek en te bind en al hierdie tipe van goeders. Maar as jy onder 'n vloek is, kan ek jy nie losmaak van 'n vloek nie. Jy moet self daaronder uitkom. Jesus het nommer 1 vir my die vloek geword op die kruis. Goed? So as ek in Jesus behoort, is die ewige vloek van my lewe af vernietig. Nommer 1. As ek hom bly volg in gees en waarheid, is daar nie 'n vloek op my nie. Wanneer kan ons weer in 'n vervloeking verval? Wanneer ons weier om ons elke dag te bekeer, onsself te verloon en ons sondes te bely. Die oomblik as jy sondes bely, kry jy vergifnis. Ons het die week in die Pasga Bybelstudie gedoen, kry jy vergifnis, en as jy vergifnis het Satan nie 'n houvas oor jou hart nie. Maar nou het mense nie sonde vergifnis nie, dan kan ek nie die duiwel uit jou uitdryf, terwyl jy weier om jou sondes te bely nie. Ek kan ook nie die duiwel uitdryf nie, want die oomblik as jy vergifnis ontvang, dan wyk Satan van jou. Hy het nie in jou siel ingevaar nie. Jy bly net onder sy mag, jy bly onder sy beheer. Want as daar nie vergifnis van sondes is nie, is jy nie los van sondes nie, so jy speel op die duiwel se voorstoep met sy speelgoed. En uiteindelik gaan jy in sy huis ingaan. En dis die hele doel van hierdie hele gedeelte wat Petrus begin beskryf. Daar is 'n wederkoms. So ons moet begin wake up wees, ons moet begin catfoot loop. Ons moet begin verstaan hoe om ons korttermyn lewe in te rig, sodat ons daai ewige langtermyn beloning kan ontvang. Goed, kom ons gaan voort. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel, en almal beskryf die dief in die nag as stil. Maar hoor mooi, beskryf die dief in die nag, en dan gaan ek vir julle verduidelik hoekom sê hy soos 'n dief in die nag. Waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. So, dis nou net so wel 'n dief kom met al sy mag en sy gewere en sy whatever, en hy maak een bohaai en geraas en hy kom breek by jou huis in.
Dit maak tog nou nie sin hierdie saak nie. So dief beteken ewe skielik, wanneer jy dit nie verwag nie. Onverwags. Hy sal onverwags kom. Nou die woord praat op ander plekke ook, hoe die koms van die Here ewe skielik sal plaasvind, soos 'n dief in die nag. Daar's soveel skrifte rondom die wederkoms. Dit is amazing as jy al die skrifte so saam lees, hoe dit invleg by mekaar. Van die lering van die Here Jesus tot by hierdie saak is daar geen verskil nie. So dief gaan oor onverwags. Nou wanneer die koms en die dag van die Here onverwags gaan plaasvind, dan sê die hemele gaan met gedruis verbygaan en die elemente gaan brand en versmelt en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Nie miskien nie, nie volgens ons teologie gaan ons dit verander nie. Nêrens in die hele Bybel word ons geleer om te bid dat hierdie aarde moet bestaan tot in ewigheid nie. In Jesaja word dit al reeds geopenbaar en dit word herhaal en bevestig in Openbaring dat God het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskape. Hy het nie gesê ons moet bid dat hierdie aarde moet bewaar word, dat hy kan terugkom en alles moet hier vernuwe nie. Nee, daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God geskep het. God kan maak wat hy wil. Dit verander hom nie. Hy het in die woord gesê hy gaan 'n nuwe hemel en aarde maak. So het hy verander in sy belofte? Nee. En hy werk nog al die tyd aan die plan om daai nuwe hemel en aarde te skep. En Jesus sê as dit klaar is, gaan hy ons kom haal. So dis nog nie klaar nie. Daarom het hy ons nog nie kom haal nie. Dis net amazing om die woord, dit, selfs die wederkoms, dit hoef nie so swaar, lasvol, heimsinnige dinge te wees nie. Dis lekker, dis heerlik, die waarheid maak ons vry. Loof die naam van die Here van die leerskare. Kom ons lees vers 11. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle wees in heilige wandel en godsvrug. So terwyl al hierdie dinge vergaan, hy sê, nou moet julle meer begin besef, en dit is waar jou dagbeplanning inkom, jou korttermynbeplanning. Hy sê, moet julle wees in heilige wandel. Wat ons weet nie wanneer die koms van die Here Jesus daar gaan wees. Ons kan nog sit en redeneer en sê, ag, daai prediker dweep net, en al wat hy oor kan praat is sonde, en al wat hy kan doen is my beskimp, en al hierdie dinge. Dan gaan jy nog so in jou sonde sit. Dan is die wederkoms daar. Hy sê in 'n oomblik, in 'n oogwink. Dis wat hy in Korintiërs sê. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Weet jy hoe vinnig is 'n oomblik en 'n oogwink? Dit is verskriklik vinnig. Dit is soos 'n knip van 'n oog, so. En dit is alles verby. Ek wil gou vir julle lees hierso in 1 Korintiërs. Kom ons blaai net gou terug bietjie soontoe. 1 Korintiërs 15, ek gaan lees van vers 49 af, tot en met vers 54, 49 tot 54, gaan ek net deurlees, en dan gaan ek dit so saam deurpraat verder met Petrus. Hy sê, en soos die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Wil jy nie die beeld van die hemelse dra nie, is crazy. Maar dit verklaar ook, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. So jou aardse liggaam, of hy nou manlik of vroulik is, oud of jonk is, dit kan hierdie liggaam van vlees en bloed, kan God se koninkryk nie ingaan nie. Hy moet verander, daar moet iets met hom gebeur. Prys die naam van die Here, want hy is sondig. En die Here Jesus het gesê, ek gaan kom om julle te kom haal waar ek is. Waar is Jesus nou? Op in die aarde? Jou siel is in die geestelike wêreld, waarin die gees van God is. En dis ook die gees van Jesus, en daarom sê ons, Jesus is in jou hart, God is in jou hart. Die Here Jesus het gesê, beide van ons gaan woning by jou kom maak. Goed. Kyk, ons deel julle verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. So almal gaan nie sterf voor die wederkoms nie. Hierdie is net mal om aan te dink. Ons vrees so die merk van die dier en al hierdie tipe van goed is.
En die merk van die dier gaan kom, soos wat ek hier sit, hy gaan kom. Hy is klaar daar, dinge gebeur al, dis hoe dit is. Ons kan nie daar teen redeneer nie. Maar die oortuiging moet klaar in jou hart wees, as die oortuiging klaar in die hart is om deel te wees van hierdie wêreld, van die Here sê, my kinders kom onder haar uit, kom onder die hoervrou, die geld mag uit, julle denk, julle hart, julle wese. Dit gaan geïmplementeer word, maar nou sê hy, nou is dit die merk van die dier, en nou is dit die wederkoms, en die woord sê direk daarna is dit die wederkoms. Dan sê hy, daar gaan kinders van die Here wees, tot by die wederkoms. So nie al die kinders hier van die Here gaan doodgaan van honger, terwyl die merk geïmplementeer gaan word nie. God gaan op 'n manier vir sy kinders sorg. Hoe? Weet ek nie. Dis net opgewonde om daaraan te dink. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en sal verander word, so die wat eers in Christus gestorf het, met die oomblik, met die oogwink, wanneer die aarde met gedruis verbygaan, met vuur en vlam, en al die elemente gaan versmelt, in daardie oomblik, want dit is wanneer God sy wraak op die aarde gaan uitstort, en jy as kind van God gaan nie deel wees van hy wraak nie, in hy oomblik gaan die kinders van die Here wat al reeds dood is ontslaap, en hulle ewige woning en tuiste opneem, deurdat hulle siel saam met Jesus gaan kom, en hulle aardse liggaam gaan opstaan en dit gaan verenig. Maar dit gaan so plaasvind. Dit gaan nie gebeur met tyd en jare en maande en 3,5 jaar en 7 jaar nie. Nee, so is dit verby. Sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklike beklee word. En hierdie sterflike moet met die onsterflike beklee word. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflike beklee is, dan sal vervul word die woord, wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Eers wanneer alles verby is na die wederkoms, dan is die dood in jou lewe vir ewig verslind, vir ewig verby. Jy gaan nooit ooit weer dood, pyn, smarte beleef nie. Dis net amazing om daaraan te dink. Ek wil net gou vir hierdie skrif ook lees in 2 Korintiërs 5 vers 4. Hierdie is net vir my so mooi wat direk aansluit by dit wat ek nou vir julle gelees het. 2 Korintiërs 5 vers 4. 2 Korintiërs 5 vers 4. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oortklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. En as jou siel lewendig is, as hy die gees van die Here in hom het, halleluja, as hy gewederbaar is, as jou lewe aan hom behoort, dan is jou siel lewend, en as jy voor die tyd te sterwe gaan kom, dan gaan jou siel saam met Jesus Christus en die magtige engele van God kom, en in een oomblik gaan jou liggaam opgewek word, en jou siel wat lewend is, gaan hierdie aardse liggaam, die stoflikheid daarvan verslind, dan gaan nie meer bloed in wees nie, my liggaam gaan nie, kom ek sê ek sterf voor die wederkoms, net gou vir julle vinnig verduidelik, hy gaan nie weer saamkom, en hy gaan nou weer so Stanley lyk, en dan gaan my siel kom en dit opslig nie, omdat net, jou liggaam bestaan uit die stoflikheid van hierdie aarde, goed, hierdie tasbare aarde, hierdie liggaam. So die liggaam gaan nie weer so Stanley lyk en dan gaan my siel my oorklee nie. Die stoflikheid waaruit my liggaam bestaan het, gaan deur my siel verslind word. En jy wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms, gaan op daardie oomblik verander word. Soos wat Elia in 'n oomblik verander het. Ek wil gou vir julle iets interessants vertel. Ek wil nou nie van die punt afwyk nie. Dis my interessant, die hele wat die verhaal van Elia ken, dis mos waanperde van vuur wat hom kom haal het. Het ek altyd gewonder, Here, hoekom waanperde van vuur? Wat is die saak? Dis crazy. Elia moes ook in een oomblik verander word. Sy aardse liggaam moes in een oomblik verander word, en net die vuur kon dit gedoen het. Okay? Met die wederkoms van die Here Jesus Christus, hy sê die aarde gaan met gedruis verbygaan, en die elemente sal verbrand en versmelt. Die Here Jesus praat daarvan, hoe die
wraak van God uitgeoefen geword, en dit is hierdie vuur wat op die aarde gaan reën, en dit gaan alles verbrand en versmelt. Nou jy wat in die lewe oorkom, en dis wat hy op een plek sê, jy word soos deur vuur heen gered. Die vuur moet hierdie aardse liggaam verander. En dis die krag en die heerlikheid en die majesteit en die gees van God in jou lewe. As jy die gees van die Here het, by die wederkoms, die gees van God wat in jou siel is, wanneer die geestelike wêreld geopenbaar gaan word, gaan in een oomblik daai vuur, dan gaan jy agterkom, jy's gedoop met die gees en met vuur die dag van jou wedergeboorte, gaan hierdie liggaam verander, soos wat hy Elia se liggaam verander het, met die wa en perde van vuur. Want wat doen vuur? Vuur vernietig sonde. Vuur vernietig ongeregtigheid. So in 'n oomblik, voordat jy dit nog gaan beleef, gaan jou liggaam verbrand en verander. Hierdie sondige liggaam gaan in een oomblik verbrand en verander. Nou redeneer ons oor, is verassing reg, en is verassing nie reg nie, en al hierdie tipe van goeters, né? Hierdie liggaam moet van hierdie bloed ontslaa raak. Hy kan nie dieselfde bly nie, hy moet teruggaan na die elemente van wat hy uitgeskaap is, uit die stoffelikheid van hierdie aarde. En in een oomblik, so as jou liggaam klaar vergaan het, moet hy net verslind word, want hy het nie meer bloed in hom nie. So as jy nou veras word, en as jy liggaam verbrand word, wat is die verskil? As jy gaan bly tot by die wederkoms, gaan vuur jou verander. In een oomblik, soep, het gaan net so wees. Het gaan nie 'n hele 10-20 minute proses wees, soos wat hulle by krematoriums doen nie. Nou, ons moet nie worry nie. Veras of graaf toe, maak nie saak, wat is die metode wat gebruik word, hoe jou liggaam op die aarde vergaan nie, dit kan niks aan jou siel doen nie. Die oomblik as jy te sterwe kom, hierdie liggaam moet vergaan. Ek dink ons het die skrifte nou gelees. Hierdie verganklike liggaam. En hy vertel vir jou, op my ouderdom kom jy al agter, hy vergaan. Kitty kan vir jou vertel, Rian, Roland en Martie en Dani, al ons ou mense kan vir jou vertel hoe hierdie liggaam vergaan. Die wat kroniese siekte al het as 'n jong mens, wat deur groot operasies gegaan het, is nou 'n paar gehad die jaar in ons bediening. Dan kom jy agter, hierdie jou liggaam is maar verganklik, hy kan net so ver gaan, dan is dit klaar met hom. Karen het eendag vir my gesê, op 60 moet jy gaan. Sê ek wel, my vrou, dit was baie goed om jy te kon geken het. Ek het 3 jaar oor. Was lekker om jy te geken het, sterkte met jou 3 jaar wat, of 2 jaar wat oorbly, want sy is 2 jaar agter my. Maar nietemin, prys die Here, hierdie liggaam moet vergaan. Ek hoef dit nie vir jou te profeteer nie, ek hoef dit nie vir jou op te wek uit vrees om vir my te gee nie, sterf gaan jy sterf, doodgaan gaan jy doodgaan, ek ook, maar as ons gaan lewe tot by die wederkoms, gaan jy deur vuur, die vuur gaan jou verbrand en verander in een oomblik. Want hy moet vergaan. Dis amazing. Halleluja! Dan denk jy nie aan 'n stille voorverdrukking, wegraping nie, want dit bestaan nie. Al die skrifte wat ons lees is die wederkoms. En as kinders van die Here tot by die wederkoms. Jy kan nie 'n kind van die Here wees sonder die Heilige Gees nie. Jy kan nie die Heilige Gees kry sonder dat jy jou bekeer nie. Jy kan nie bekeer en skoon gewas van sonde sonder die bloed van Jesus Christus, wat die Gees van die Here bekragtig en bevestig in jou lewe wanneer jy jou bekeer nie. Jy kan nie met jou eie bloed betaal nie, want dit beteken my bloed is heiliger as Jesus se bloed. En my aardse bloed is belangriker en in groter krag as Jesus se geestelike ewige lewe. As jy net aan hierdie dinge dink, dan maak die evangelie net lekker sin. Dit maak nou eintlik sin waarom ons liggaam so fragile is, dis bestem om te vergaan. Dit is presies so. My ma het altyd gesê, oud word is nie vir sissies nie, dit is so, want God is 'n verterende vuur, en Cynthia het gesê, sy leer so baie vanoggend, so prys die Here, dankie vir julle kommentare, dis soos crazy. En sy lag so lekker, hy het loets wel uit. Nou, kom ons lees verder, het ons nou vers 11 gelees, né? So ons moet ons daaglikse lewe inrig volgens heilige wandel, omdat ons besef, daar is 'n wederkoms wat plaasvind en Gods vrug. Kom ons lees vers 12. Julle wat die koms, en dis my tema, julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan,
en die elemente sal brand en versmelt. So daar, ons het nie omdraai, dis al soveel keer bevestig. Dit gaan met vuur, vergaan, verbrand en versmelt. Dit gaan klaar wees, Ikabod. Ons kan dit lees in Hebreërs en Psalms is as skrifte, hoe die hemel en aarde voor God gaan wegvlug, want dit is bevlek met sonde. Maar die koms van die dag van die Here verwag en verhaas. Nou die Afrikaanse Bybel kan jy so 'n bietjie in 'n verkeerde rigting indruk as jy praat van verhaas, want dan lyk dit of jy kan maak dat die koms van die Here vroeër plaasvind. Dis glad nie wat die woord verhaas hier beteken nie. Dis wat ons nou geluister het met Gesiggie se liedjie, en dit is wat ons oor gaan praat. Jy is so in 'n verwagting. Dit is soos 'n kind wat, hy kan nie wag vir hy verjaarsdagpartytjie nie. Hy kan nie wag vir hy persente en hy koek en hy maatjies nie. Dis soos 'n groot verwagting wat jy het. Dan as jy wag, dan is jy amper eintlik ongeduldig van verwagting. Jy's so opgewonde, dit voel of elke minuut 'n uur is, 'n uur 'n dag is. Dis wat dit beteken. So julle wat opgewonde is, you that wait eagerly. Dit is die oorspronklike woord. Jy wat eagerly wag. Gretig, dis gretig wag. Jy gryp daarna, jy leef jouself so in die wederkoms, dat jy verstaan, jy moet jou lewe verander, jy moet heilig lewe, jy moet die godsvrug uitlewe. Dit is so 'n lekker gevoel as jy al die dinge verstaan. Ek leer baie, my hart is oop, dankie Lally, loof die Here daarvoor, dit is net crazy om daaraan te dink. So dit gaan oor daai, ons moet so wees, ek kan nie wag vir die wederkoms nie, ek kan nie wag vir die wederkoms nie. En dan intussen, moet jy jou lewe inrig volgens heiligheid en godsvrug. Kom ons lees verder. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Sê herskepte aarde, herskepte hemel en aarde, sê ons moet bid dat hierdie aarde herskep kan word? Nee. As God iets gedoen het, soos die hemel en die aarde wat hy gesê het, dis vir ons huge. Is vir God elementêr, dis wat hy vir Job ook gesê het, toe Job sou met hom redeneer. Wat vir ons kan dit nie stem nie, ons kan dit nie begryp nie, is vir God elementêr. Dit wat die wetenskap nie kan uitfigure nie, daai kleinste molekules wat goed laat bestaan, wat jy moet so hoogs geleerd wees, net om 'n sel te kan verstaan, is vir God elementêr. Om die mens te maak is elementêr. Die mens kan nie eens 'n mens maak nie. Hy poog nou al hoeveel jare met cloning en al hierdie tipe van goeters. Hy kan dit nie doen nie. Hy kan nie eens lewe vat en lewe maak nie. En is vir God elementêr. God kan môre nog 1 miljoen mense maak. Dis vir hom maklik. So hy kan 'n nuwe hemel en aarde maak, en hy mag dit doen. Maar hy het al klaar in die Ou Testament gesê, hy gaan dit doen. So God het nie verander nie. Ons wil hê God moet van sy plan verander, want party mense het 'n lekker luukse lewe op aarde, so hulle wil hê nie dit moet aangaan, en hulle heers oor mense, en hulle die upper hand, en so gaan hulle aan. Maar glo my, die meeste van ons wat vandag luister, wil nie hierdie aarde hê soos wat hy is nie. Trust me, dis 'n ashoop, is 'n damp, dis 'n vullishoop. Maak net die oë oop, dan kom jy agter. So kry jou ewige verwagting, jou hoop reg. Goed, kom ons lees aan. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie bang wees nie, bly by jou. Moenie bang wees nie, ek is met jou. Ek gaan oral met jou saam. Dit was laasweek se kinderliedjie. Gesiggie lekker is soos crazy, is mal. Ek love it. Ek sê ek is so bly ek is met Gesiggie getroud. Bevind mag word in vrede. Ons moet vrede kry. En as daar onrus is, daar sonde is wat nie bely en uitsorteer nie, is daar ongeregtigheid is, as jy bevlek is met die sonde, dan is daar nie vrede nie. So dis maklik om vrede te kry, it's easy peasy, jy bely dit, jy kom voor die Here, jy sê, Here, ek is regtig jammer, ek het my verhard, ek is rebels, ek opstandig, ek is weer sinnig. Dit gaan nie net altyd oor sonde nie, partykeer is jy dood eenvoudig opstandig en rebels, en eintlik spyt omdat ons die Here dien, en ons wil nog lekker op hierdie aarde lewe, ons wil die begeerlikhede indrink,
Maar God se Gees stem nie saam met ons nie, dan is daar onrus in ons, en dit is wanneer ons in baie opsigte sommer net opstandig raak. Kom ons lees aan. En ag, die langmoedigheid van ons Here as saligheid. So ons moet dit as blydskap, as voordeel ag, né? Soos ons geliefde broeders, Paulus ook vir ons met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al hierdie briewe, hy spreek daarin oor dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Vers 17. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle standvastigheid nie, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus, van ons Here Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid, in die dag van die ewigheid. So hy sê, ons moet nie moedeloos raak nie, ons moet op ons hoede wees, ons moet wakker wees, ons moet nugter wees. So ek wil hier vanoggend as kind van die Here aanmoedig en bemoedig, om vas te staan in die Here, want die tyd is kort, dit is nog 'n kort tydjie, dan gaan die Here Jesus kom, en hy gaan nie versuim nie. En wat vir my so mooi is, hier's 'n skrif in Titus, ek soek hom nou in die Bybel, maar ek het hom gou op my skerm op, kom ek lees hom gou hierso, dit is vir my so mooi skrif, prys die naam van die Here, van die leerskare. Titus 2 vers 11 tot 15, Titus 2 vers 11 tot 15, kom ons lees gou hierdeur, en ons kan sien, of Titus nou ooit Paulus en Petrus se briewe gelees het, of andersom weet ons nie, maar dit is net interessant, dat almal dieselfde mond praat, en hulle praat uit die mond van die Here Jesus Christus, so dit wys jy dieselfde Gees was in almal. En mense diskrediteer maklik die Nuwe Testament, omdat daar soveel opdragte is van heiligheid en hartsake, want jy moet van harte die Here dien, dat hulle voel, daai mense was in 'n dwaling. Hulle was nie 'n dwaling nie. Dit wat ek daar lees, weerspreek niks wat ek by Jesus geleer het nie. Inteendeel, as jy Jesus se woorde mooi nadink, dan kom jy eintlik agter hoe ernstig is dit. Goed, hy sê Titus 2 vers 11, Titus 2 vers 11 tot 15. Titus 2 vers 11 tot 15. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en dit is so mooi, dit verskyn aan almal. Nie net in sommiges nie, dit verskyn aan die hele wêreld, want so lief het God die hele wêreld gehad, soos hy reddende genade het verskyn. Hy gee dit, hy openbaar dit, en leer ons, wat leer die reddende genade van die Here van ons? Nou kan nie almal neem die reddende genade aan nie, alhoewel dit aan almal verskyn het, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerte te verloon, soos die evangelie wat jy verkondig, jou nie leer om hierdie goddelose begeerlike wêreld te verloon nie, is jy nie besig met 'n evangelie wat 'n ewigheidsverwagting het nie, want daai evangelie sê, jy gaan stil weggeraak word, dan gaan jy terugkom na hierdie aarde toe, en jou ou Mercedes gaan dalk 'n nuwe Mercedes wees. Of as jy nie Mercedes gehad het nie, gaan jy dalk eene kry, of 'n Ferrari, of wat ook al, groter huis. Nee. In die hemel is baie meer as hierdie goed. Mense preek oor as rekenaars goed in die hemel. Ek glo jy vir my, dat ek van hierdie rekenaar en van hierdie foon kan ontslaa raak. Dit sal die blyste dag in my lewe wees. Maar ons moet dit gebruik, dis wat ons het, soos doen dit met blydskap. Maar glo my, dis nie vir my opgewondenheid om te dink, wow, rekenaar in die hemel, wow, supercomputers. Die mense preek hier goed in Christelike kerk, dit is scary. Want hulle verstaan die woord uit 'n vleeslike oogpunt uit. Ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Dit is wat die evangelie moet leer. Leer hy jou om ingetoe wees, of leer hy jou om uitspattig te wees, uitbundig te wees? Hierdie social vlinder wat jy was voor jou bekering, is jy nog daai persoon self? Wil jy nog daai image ophou? Wil jy nog daai etiket hou? Dan is jy nie besig met die evangelie wat 'n verwagting het van die ewige lewe nie. As jy hierdie social uitbundige vlinder was wat allerhande dinge veroorsaak het om aandag op te kry en maar laat gaan, dis nie ingetoonheid nie. Dis die godsvreesendheid. Vanoggend het ek so 'n skrif mooi gelees in Psalm. Die godsvrees is rein. As ons God vrees, moet ons verstaan, ons moet 'n reine, regverdige, ingetoe, vrome lewe lei. Baie mense lyk op die surface ingetoe en vroom, maar soos die ou mense gesê het, binne draai die duiwel rond. Jesus het gesê, binne is die doodspeenere.
Buite lyk julle pragtig, julle spraak, julle stemtoon is reg, jy sê nie te veel nie, sê nie te min nie. Jy kry mense, hy weet om sy stem tot te beheer. In moeilike omstandighede, hy raak nie eens opgehits nie. Jy sal nie sê die persoon is nou besig om te ontplof in sy binneste nie. Dis 'n goeie eienskap. Maar is die hart uitgesorteer? Is die hart vroom? Is die hart vriendelik? Of is dit maar net gesig? Kom, as kinders van die Here, kom ons kry daai hartsaak reg. Dis wat die Here vir ons wil sê. Ons moet die hartsaak reg kry. As ons daai ewige verwagting het, moet ons hart reg kry. As ons lewe inrig volgens hierdie wêreld, sê ons dade vir ons het geen ewige verwagting nie. Ons het geen hemelse verwagting nie. Ons het geen wederkomsverwagting nie. Terwyl ons die salige hoop en verskyning van die heerlikheid verwag, hulle het almal hierdie verwagting gehad. Paulus sê, ek het so verwagting, ek gryp daarna asof ek dit kan kry, maar hy het geweet terwyl in die vlees is, gaan hy dit nie kan kry nie, maar dit was sy verwagting. En van die grootte God en ons verlosser Jesus Christus. Wow, hierdie is net amazing. Die verskyning van God en Jesus, en hierdie is mal. Ne? Ons weet nou al vanuit die reeks, vanaf die wedergeboorte, die doop en nou. God die Vader het alles deur Jesus Christus gemaak. Nou ons weet is eers in die Nuwe Testament geopenbaar, want Jesus is die Seun van God wat eers geopenbaar is in die Nuwe Testament. Nou ons lees, God het alles deur Jesus gemaak, want hy was die eersteling van God die Vader se weë. So voordat enigiets gemaak was, engele, aarde, hemele, mens, almal was Jesus eers daar. Goed, so hy het alles deur Jesus gemaak. Daarom moet hy ons ook deur Jesus red. En hierdie is net super cool. Selfs met die wederkoms. Want toe Jesus op aarde was, het hy vir ons kom openbaar wie die Vader is, in woorde en in voorbeeld. Maar hy kon nie die Vader aan ons kom toon het nie. Want toe hulle van vra, toon is die Vader, sê hy my gesien, het jy die Vader gesien? Beteken dit, Jesus was die Vader? Nee. Sy denke, sy manier, sy optrede, sy gesindheid. Dis waarvan hy gepraat het, sy karakter, dis wat hy in die wêreld kom wys het, dis wie die Vader is, liefdevol, hy wil julle help, hy wil julle genees, hy wil julle red, hy wil verlos, maar daar is nie vriendskap met die wêreld nie, daar is nie vriendskap met die duiwel nie. Daar is regverdigheid en geregtigheid. Goed. Nou selfs met die wederkoms, dis die wederkoms van Jesus, want Jesus met sy wederkoms, gaan die Vader geopenbaar word. En God die Vader is 'n verterende vuur. Daarom is hy nog nie in hierdie wêreld in sy wese, wie hy is, geopenbaar nie. Daniël het hom gesien in 'n gesig as die oue van daai, en hy kon dit nie gehanteer het nie, sy liggaam kon dit nie verwerk het nie. Maar daai oue van daai, wat die mense wys vir ons, waar is jou God? Daar gaan 'n dag kom wat hy deur Jesus Christus geopenbaar gaan word. Daar gaan hulle sien wie is Jesus. Dis nie liewe Jesus nie. Dis nie liewe Jesus in 'n krib nie, dis nie liewe Jesus hier en liewe Jesus daar nie, dis 'n vors in God se koninkryk, dis die woord van God, dis die krag van God in Jesus Christus, dan gaan hy geopenbaar word, want Jesus gaan die wraak van God openbaar in hierdie wêreld, hy gaan die parskyp van die grimmigheid van God vertrap. Ons lees alles in Openbaring 19, jy kan dan gaan deurlees. En in daai proses, wanneer dit gebeur, word die Vader geopenbaar, en dit is waarom hierdie wêreld wat met sonde bevlek is, in een oomblik gaan uitbars in vlamme. Want sonde en ongeregtigheid kan nie met God gemeenskap hê, kan nie voor God staan nie. Nou kan ons verstaan waarom God Adam en Eva eerder uitgedryf het. Hy het hulle eerder weggekry van sy aangesig af. Anders sou hulle verteer en sou vir ewig in die hel en smarte gewees het. Dis hoe liefdevol God is, om ons as mens, wat na sy beeld geskaap is, terug te kry na sy beeld, sodat ons die ewigheid kan ingaan. So die Vader word deur Jesus geopenbaar, selfs by die wederkoms. Want, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Kyk wat was die doel van Jesus, hoekom hy aanvanklik begin het, om aanvanklik aarde toe gekom het, en gesterf het, is om ons te verlos van ongeregtigheid, nie om ons ryk te maak in die vlees, en onsself te regverdig, en onsself te laat goed voel in die vlees nie, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig.
ywerig in goeie werke. En die beste werk wat jy kan begin doen as jy nêrens kan uitkom nie, is jou binnekamer. Dis goeie werke. Alles wat jy doen volgens die wil van God, soos wat ons dit lees in die woord, is goeie werke. Gebed is 'n goeie werk. Woordlees is 'n goeie werk. Uit te reik met die evangelie is 'n goeie werk. Dis die goeie werke wat ons moet voortstaan. En terwyl ons daarin is en ons broeders ensovoorts wat bemoediging en stigting of wat ook al nodig het, moet ons kan uitreik. Maar as ons nie gestig en gebou is en gevoed is in ons innerlike nie, het ons niks om uit te deel nie. Wat deel ons uit? Skinder, kwaad praat, wêreldse dinge, grappies, al hierdie dinge, sarkastiese opmerkings, al hierdie tipe van goed. Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Hoor mooi wat ons sê, ons moet nie hierdie dinge ligtelik opneem. Dit moet vir ons opgewonde saak wees. Maar ons moet die erns daarvoor verstaan. Ons moet bestraf en vermaan in alle erns. En dis wat die mens nie wil hoor nie. Dis wat die gemiddelde mense wil hoor nie, want hy wil gestreel wees in sy ore, so hy betaal eerder 'n prediker en hy sal sy laaste gee en hy sal duisende en honderde gee vir 'n prediker om hom te streel in sy ore. Maar dit is wat die woord van die Here vir ons sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. En dis die prediking wat ons so maklik hoor, vrede en veiligheid. Kom ons lees gou hierso. 2 Tessalonisense, kom ons lees gou dalk van vers 15, nee, ek gaan nie daarso lees nie, ons het dit klaar gedoen. Kom ons lees 2 Tessalonisense 5 van vers 1 tot 3, vers 4, sorry. 1 Tessalonisense 1, jammer, 1 Tessalonisense 5, vers 1 tot 4. Goed, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. 1 Tessalonisense 5, van vers 1 tot 4. So die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos 'n barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Jy gaan nie weggeraap word voor die tyd nie. Wegrapings, stille wegrapings, evangelie sê, nee, moenie worry nie, broer, ons gaan weggeraap voor al hierdie moeilikheid kom, dan moes jy al lank al gone gewees het. Gisterand het ek saam met my skoonseun, hulle het goedjies gehad wat hy verkoop het, en iemand hierso in ons Hopland, hier het gekoop, en ons gaan kry hom daarso, om die goedjies af te laai wat hy daar, want hulle gaan trek, net so by the way, ek hoop nie, ek spring die ding vooruit nie, so hulle van hulle goedjies bietjie ontslaag geraak, en ons ry gisterand weer daar in Hopland. As jy dink jy wil stil weggeraap word, jammer, en ek het geen veragting oor waar enigiemand bly, dit moet ons baie duidelik verstaan. My broers en my susters bly in lokasies en plakkerskampe, in hophuise en allerlei tipe van goed. Dis my broers en susters, van hulle bly tot 'n gat in die grond. Ek is lief vir hulle, slaap by hulle, gaan kuier vir hulle. Ons moet hierdie ding baie mooi verstaan. Hier's nie partyskap in my hart wat sulke dinge aan betref nie. Maar my hart het eintlik gehuil gisterand. Dink ek, Here, 2 kilometer van hier af, nie eens 2 kilometer nie, bly van die rykstes, 10, 15 miljoen rand, 20, 30 miljoen rand se huise. Wat mense voel, hulle gaan weggeraap word. Hulle 'n bietjie hier inkom. Daar is nie wegraping nie. Daar is smarte. Nou met babietjie wat so oud is, 2 jaartjies, ry jy daarin. Sien nie loop daai kindertjies in die strate, skaars klere aan. Mense, ek wil heilig skree goed dink. Dink toe is daar by Emmy by die plakkerskampe ook was, waar Sissie bly. Daar het ons ook 'n boetie, ek het hom nog gedoop. Prys die Here. Hulle sê hy was die laaste van die wat karretjie mense, wat wyntjie, sê jy? Wyntjie mense. Pragtige man, beleefd, aangenaam. My boetie bly daar. As jy opgesmikte evangelie wil hê,
Kom bietjie uit jou voordeur uit. En dan sien jy, ek sien nie die 30 miljoen se huis nie. Ek sien die kind wat op straat rondloop. Waar is sy ma? Waar is sy pa? Waar is daai kind se wegraping? Mense ons verstaan nie. Ja. Soos nie die verwagting het nie, vers 4, maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Die wêreldse begeerlikhede is duisternis, dit verblind ons oë, verblind ons verstand, om nie te sien, om myself te regverdig. Hoekom gebeur dit met my? As ek dink, soos babietjie, daar is niks meer verkeerd nie, jy kan 'n huis hê, jy kan 20 slaapkamers hê, jy kan in 'n kasteel bly plan nie, dit maak nie saak nie, dit behoort jou hart in die Here. En ek dink so, my kinders wat trek, en sy gaan nou 'n kamertjie kry, en hulle kan 'n kamertjie nou vir haar mooi maak, en hulle het klaar beplanning, hoe mooi hulle dit gaan maak, en daar is niks meer verkeerd nie, hoor mooi wat ek vandag vir julle sê. En ek sien daai kindertjies, bly in 'n sinkhuisie. Hulle moet eintlik op die straat bly, om bietjie spasie te kry. Dit is hulle baba se ouderdom, bietjie ouer. Waar is daai kinders se wegrap? Kom aan mense, kom ons los hier die hartelose evangelie. En ons neem die evangelie van die hart aan, van waarheid. As ons 'n verwagting het, kom ons rig ons lewe so in, kom ons streef na heiligmaking, kom ons streef om hierdie wêreld te los, wat ons so verblind en verhard, en ons raak so geoccupy met ons eie lewe, met my vleeslike blessings. Hoekom moet ek siek word? Hoekom moet ek hierdie probleem hê? Hoekom moet ek dit? As jy as kind van God in hierdie lewe is, die woord van die Here het gesê, ons sal deur 'n groot verdrukking gaan. Terwyl jy in jou vleeslike verdrukking is, het jy 'n geestelike saak ook om uit te sorteer. So jy is in 'n groot verdrukking. En net die wederkoms gaan 'n einde daaraan maak. Ons lees so mooi in die woord, daar is skrifte wat dit sê, ek gaan nie eens al die skrifte deurgaan vandag met u nie, want ek wil afsluit. By die wederkoms is die ontvlugting daar. By die wederkoms is die redding daar. By die wederkoms gaan dit eers plaasvind. So ek wil jou bemoedig vandag, broer, suster, in die Here. Kom ons hou vas, want die wederkoms van die Here is naby. Ek gaan net gaan kyk of ek weer vir ons kan ter afsluiting hierdie opgewonde liedjie kan speel van Wag elke dag. My speakertjie het afgegaan. My speakertjie het afgegaan. Ja, maar ek kan hom nou nie speel nie. Maar nietemin, mag julle 'n wonderlike en 'n lieflike dag in die Here hê. En ons sien mekaar weer met die Bybelstudie deur die week. Hoekom nie ek nie, is wat ek eintlik moet vra, dink ek. Ja, dit is seker eintlik die ding. Maar nietemin, prys die naam van die Here. Ek weet nie eintlik om vandag af te sluit, is my bietjie moeilik. Maar nietemin, ek dink ons kan ons iets in ons hart saamvat, saam in ons harte dra, sodat ons ook godvrugtig kan lewe, en so ook ons lewe kan getuig van ons ewige wederkomsverwagting. Mag julle 'n lieflike dag hê, ons is so lief vir julle, en bye bye almal.